Baie welkom, is lekker om weer by mekaar te wees en te weet ons is in die Here se teenwoordigheid. Ons is so dankbaar vir elkeen van julle wat vir ons bemoedig en wat ook terugvoer gee van oor die hele wêreld. Dink aan iemand wat vir ons uit Amerika laat weet, ek luister gereeld op YouTube, ek mis nie een week se keerpunt nie. Nou ons wil juist by vandag se geleentheid wil ons bietjie praat oor die eienskappe van 'n lidmaat van die Nuwe Testamentiese kerk. Ja, ons praat nie nou van 'n spesifieke denominasie of gemeente nie. Ons praat van die ontstaan van Jesus se kerk na sy hemelvaart met die uitstorting van die Heilige Gees, toe sy kerk hier op aarde begin het. Hoe het die Heilige Gees hierdie kerk gevorm? Wat was die eienskappe van 'n lidmaat van hierdie Nuwe Testamentiese kerk? En dan die vraag natuurlik, is jy deel van hierdie Nuwe Testamentiese gemeente van Jesus Christus? Nou, voor ons daarna verder gaan kyk, wat sê die Bybel hieroor, wil ek vir jou aanmoedig om vir ons te kontak as jy iets op die hart het. Ons het 'n WhatsApp nommer hierso, wat jy enige tyd vir ons kan 'n WhatsApp stuur en ons sal dadelik daarop reageer. Ons telefoon hierso is 079-195-1586. Jy kan ons ook volg op sosiale media, daar's 'n boodskapie elke dag en as jy dit spesifiek wil ontvang, dan stuur ons dit vir jou, as jy ons net op hierdie nommer laat weet dat jy graag ons boodskapies elke dag wil ontvang en elke dag se teks wat aansluit ook by die week se boodskap en se tema. Ons is op Instagram, ons is ook op X en dan op Facebook. As jy enige van die boodskappe gemis het of wil aanstuur vir iemand, dan kan jy gerus gaan na YouTube toe, waar al die boodskappe van Keerpunt beskikbaar is. Maar interessant, iemand skryf vir ons en sê, ons sit hier in 'n plek waar ons sonder 'n leraar is. Ons is 'n klein gemeentetjie en ons kry nie 'n leraar nie en ons weet nie of ons dit finansiëel kan maak om 'n leraar te beroep nie. So ons het nie 'n pastoor nie en ons wil so graag Sondag by mekaar kom, maar wie gaan vir ons die woord uitlê? En toe het iemand gekom en op YouTube die boodskappe van Keerpunt gevat en dan gekies watter tema is nou vir hulle in die gemeente van belang. En dan het hulle daardie boodskap in die kerk gespeel. Die video met die klank, met die onderskrifte in Engels en hulle sê dit beteken vir hulle ontsettend baie en ons loof die Here daarvoor. Iemand anders wat my ook raakloop en sê, ons het daar op 'n plek in Saron, daar in die naby Moreesburg, sit ons ook sonder 'n pastoor. En hierdie klink vir hulle na 'n wonderlike plan. Nou, as ons gaan kyk, wat sê die Bybel spesifiek oor kerklidmaatskap? Hoe word 'n mens 'n lidmaat van die kerk van Jesus? Dan kan ons maar teruggaan na die geskiedenis en die ontstaan van die Nuwe Testamentiese gemeente. Ons weet dat Handelinge 1 gaan oor Jesus wat nou gesterf het en die offer gebring het op Golgotha, maar opgestaan het uit die dood en wat lewe. Dat hy nou hemel toe gevaar het, waar hy sit aan die regterhand van God die Vader, en gesê het, julle moet nie hartseer wees, omdat ek nou nie meer heeldag by julle is nie, want ek is op 'n nuwe manier, baie meer intens, baie meer intiem, baie meer persoonlik by julle, elke oomblik, want my Heilige Gees sal kom, die helper, die Parakletos. En op Pinksterdag was hulle almal saam, en hier begin 'n wind waai, 'n stormwind. God is teenwoordig, hulle kan hom nie sien nie, maar hulle ervaar sy magtige teenwoordigheid soos 'n wind. Hier kom 4 vlamme uit die hemel uit. Dit vul vir hulle met 'n nuwe liefdesgloed, 'n helder vlam in hulle binneste wat maak dat hulle van liefde wil oorloop en vir ander wil gaan vertel van hierdie Jesus en dat hy sondes kan vergewe en dat hy leef uit die dood opgestaan het en dat hy nou jou sondes kan vergewe en jou 'n nuwe mens kan maak deur sy Heilige Gees
wat die beheer kom oorneem van jou lewe. Nou, die wonder daarvan is dat ons sien, daardie 120 wat in die bo vertrek is, toe die Heilige Gees hulle vervul, toe ontstaan die kerk van die Nuwe Testament van Jesus Christus. En hulle begin uitbeweeg, en hulle begin vir ander vertel wat gebeur het. Hulle begin praat oor die vergifnis van Jesus. Hulle begin praat oor die nuwe lewe deur die Heilige Gees. En Petrus, toe al die skares daar by mekaar is in Jerusalem, begin hy preek. En terwyl hy preek, gebeur daar wonderlike dinge in hulle harte. Hulle ervaar God se teenwoordigheid. Hulle ervaar die Heilige Gees se werking. En hulle vra, wat moet ons doen? En dan sê die goeie boodskap van Petrus, bekeer julle. Bekeer julle dat Jesus julle sondes kan vergewe en die Heilige Gees julle lewe se beheer kan kom oorneem. Nou, dit was 'n nuwe bedeling. Hierdie mense het tot nou toe in die Ou Testament gelees en hulle het 'n verhouding met die Vader gehad. Hulle het geweet van die Vader, hulle het die Vader geken wat gepraat het met Abraham, met Isak, met Jakob, met die profete, met die rigters. En ons sien dat nou is hier 'n nuwe bedeling wat hulle leer ken het. Hulle het ook vir Jesus leer ken wat van die Vader gekom het, gestuur is om hier op aarde gebore te word en te leef en gekruisig te word en op te staan uit die dood. So hulle het in die drie eenheid die Vader geken. Hulle het vir Jesus geken. Maar hier kom die Heilige Gees, die derde persoon van die goddelike drie eenheid, kom vul hulle lewe, kom beheer hulle, kom steek hulle aan die brand en dit is soos 'n veldbrand van Jerusalem af Judea, Samaria tot aan die uiteindes van die aarde. Hier begin die Gees werk om vir mense die goeie nuus te vertel van redding en vergifnis en verlossing. Ja, hier is 'n fontein in hulle binneste oopgegaan en hulle hierdie water stroom in die woestyn en dit verander in 'n pragtige tuin. Mense se dooie lewens verander. Doodsbeendere staan op en begin 'n weermag word van Jesus. Die kerk van die Here Jesus begin om 'n invloed te hê. En kort daarna lees ons was daar 3000 mense wat deel was van hierdie Nuwe Testamentiese kerk. Ons sien dat dit het nader aan 5000 geword. Ons sien later kon hulle nie eens meer tel nie, skryf Lukas in die Handelinge van die apostels vir ons hierdie berigte. Nou, wat is die geheim? Hoe word 'n mens deel van hierdie kerk? Nou as jy nou dink hoe Petrus gepreek het en wat hy gesê het, dan het dit gegaan oor, julle moet julle bekeer. Nou kom, ek wil vir jou sê, waaruit moes hulle bekeer? Daar was 'n ontaarde geslag, sê Petrus. Hierdie geslag het ontaard. God het julle gemaak as sy skepsels, om vir hom te lewe, om hom bly te maak, om sy koninkryk hier uit te dra, om 'n getuie te wees van sy vergifnis en die nuwe lewe wat hy gee. Julle het hierdie doel nie nagekom nie. Julle het ontaard. Julle het vir julleself begin lewe. Julle het vir sonde begin lewe. Julle het self gesentreer, selfsugtig geraak. Julle lewe nie meer verander nie. Julle gee nie om vir die redding van mense nie. Julle is nie my getuies nie. Julle is nie my ligdraers nie. Julle het ontaard. Julle leef vir die duisternis. Julle laat die sonde in julle lewe toe. Kyk hoe dink julle, praat julle, kyk hoe tree julle op. Kyk hoe selfgesentreer is julle. Nee, julle het ontaard. En nou kom die boodskap van Petrus. Julle moet julle laat red uit hierdie ontaarde mense om julle. Julle moet wegbreek. Julle bekeer beteken draai jou rug op hierdie sonde. Draai jou rug op die duisternis. Kom na die lig. Gee jou lewe vir Jesus. Daar's 'n ander ontaarding waarvan ek ook lees in die Bybel. En dit is die goeie godsdienstige mense van Jesus se tyd, die Fariseërs. Hulle was ontaard. God het hulle gemaak om vir God te dien, te gehoorsaam, sy wil te doen, hom te eer. Maar nou gaan dit oor hulle eie eer. Het gaan oor hulle eie belangrikheid. Hulle gee tiendes met hulle 10 skape of beeste of wat ook al in die straat met 'n beeld wat voor het loop, 'n hele prosesie, almal moet kyk. Hierdie wonderlike man, hy
kyk wat doen hy, kyk hoe leef hy, kyk hoe voorbeeldig is hy, kyk die klere wat hy dra. Kyk net, hierdie man staan op die hoek van die straat, op die gebedstyd, dat almal kan sien hoe ernstig hy bid. Gaan oor homself, gaan oor vorm godsdienst. Hulle het ontaard. Kom ek lees net vir jou uit Lukas 18, hoe Jesus gewaarsku het teen hierdie ontaarding, dat jy nie meer vir God lewe nie, maar eintlik jy godsdienst gebruik vir jouself, om jouself belangrik te maak. 2 mense, Lukas 18 vers 9, 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U, dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 1/10 van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. En nou Jesus se verduideliking, wat het nou hier gebeur? Hy sê, ek sê vir julle, hierdie man, hierdie tollenaar, wat so sy sonde erken en bely het, wat bedroef was oor sy ou lewe en hom bekeer het, hierdie man, en nie die ander een, hierdie wonderlike godsdienstige vroom fariseer, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Jy sien wat hier gebeur. Hier is ontaarde mense. Hier is mense wat godsdienst gebruik vir hulle eie eer, vir hulle eie naam, maar wat nie bereid is om hulle te verneder en hulle sonde te erken en voor God te sterf in hulle self, sodat hy hulle lewe kan oorneem nie. Nou, ek wil vir jou lees wat hier dan gebeur het. Op hierdie dag toe die Nuwe Testamentiese kerk begin het, gaan ons duidelik sien watter eienskappe het hierdie nuwe lidmate van Jesus se kerk gehad. Wat was die 2 kenmerke wat ons sien van hom? Nou, ek lees vir jou eers net oor die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 2, waaroor ons nou gepraat het. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Dis nou Handelinge 2 vanaf die eerste vers. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het. Nou, ons verstaan dat hierdie tale was bekende tale. Dit was Italiaans en Grieks en Kappadosies en Arabies, want hierdie gelowiges wat nou hierdie vlam van God se liefde in hulle hart gehad het, het nou met almal wat daar in Jerusalem is begin praat. En daarom praat hulle in verstaanbare tale wat hulle nie eers mooi geken het nie. En die Gees help hulle om te praat oor Jesus. Nou, dis iets anders as wat Paulus skryf oor die gawe van spreek in tale, waar dit die Gees van God is wat deur jou praat, in tale en woorde en klanke wat jy nie ken of uitgedink het nie, maar dit is die Gees wat eintlik in 'n engeltaal deur jou bid, en wat jy net ervaar God se werking deur jou, en sy bekragtiging en toerusting van die Gees in jou, en dat dit die Gees is wat deur jou bid in 'n vreemde taal. Nou, hierdie was verstaanbare tale, en daarom, wat was die gevolg hiervan? Petrus het nou begin, hy het ook begin praat en begin om die evangelie, die goeie nuus van Jesus te verkondig, en dan staan hier in Handelinge 2 vers 37. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref, en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers?
Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. So, dis hoe jy 'n lidmaat word van Jesus se kerk. Jy moet jou bekeer, jy moet jou rug draai op die ontaarde, sondige, skynheilige wêreld en jy moet jou volkome aan die Here Jesus oorgee. Jou sonde erken, jou rug draai, jou bekeer, keer weg van die sonde, keer jou na Jesus toe, gee jou aan hom oor, dat sy Gees jou lewe vervul, en dan, wat gaan gebeur? Hy sê, dan gaan Jesus jou sonde vergewe, en hy gaan jou vul met sy Gees. Dis hoe jy lidmaat word, dis die eienskap van elke lidmaat van Jesus se kerk. Wat het nou verander? Hoe het hierdie kerk gefunksioneer? Wat het hy gedoen? Wat het lidmate gedoen? Waarmee was hulle besig? Hoe het hulle lewe verander? Kyk bietjie wat staan hier in Handelinge 2 vers 46. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom en van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Nou kan jy sien wat het hier gebeur, né? Hierdie mense is nou bekeer, hulle is skoon gewas, hulle is vol van die Heilige Gees, ons onder die Heilige Gees se beheer, en wat doen hulle nou? Nou gee hulle om vir mekaar, nou leef hulle in liefde, dis die kerneienskap, daarom kan ons weet, dat Jesus gesê het, hierin gaan julle my disippels ken, aan hierdie liefde, wat daar in hulle is, hoe hulle vir mekaar sorg, hoe hulle mekaar se laste dra, hoe hulle vir mekaar bid, hier in die klein groep, waar hulle in huise by mekaar gekom het, ja, ook in die groot byeenkoms by die tempel, maar hier in huise het hulle by mekaar gekom, hulle het vir mekaar gebid, vir mekaar bedien, met die gawes van die Gees, hulle het vir mekaar gesorg, hulle het ook saam geëet, en deel van hierdie ete was elke keer die nagmaal, waar hulle gedink het aan hulle sonde, en aan die vergifnis, en aan die lewe onder die Gees se beheer. Dis die geheim van 'n kerklidmaat. Dis hoe 'n lidmaat moet funksioneer. Hy moet besig wees om ander te bedien. Die gemeenskap van die heiliges, glo ons, is deel van die belydenis van elke Christen. Maar leef ons dit uit? Is ons betrokke by ander Christene? Of het die individualisme van ons tyd, die kultuur van die dag, is elkeen op sy eie, elkeen vir homself. Ek en my hoë mure en sekuriteit, en niemand kom hier nie, ek is afsydig vir alle mense, ek wil met niemand iets te doen hê nie, ek en my TV, of ek en my lewe, soos wat ek al van hou, ek alleen. Die Bybel leer vir ons, dat as Christus in jou lewe kom, begin die liefde van Jesus, soos 'n fontein in jou borrel, en dan gee jy om vir mense, dan wil jy hulle help en leer om te bid, leer om die Bybel te verstaan, ek kan maar gaan kyk hoe daar staan, hulle het volhard om die apostels en die woorde van Jesus, die lering van die apostels, hulle het daar die woorde van Jesus bestudeer, hulle het mekaar gehelp om die Bybel en God se wil beter te verstaan. Hierdie mense het vir mekaar omgegee en vir mekaar gesorg. So dis die een groot eienskap van hierdie gelowiges. Maar die ander uitstaande kenmerk van Jesus se volgelinge was dat hulle nie stil gebly nie. Vandat hulle deel geword het van die kerk van die Here Jesus, het hulle dit vir iemand gaan vertel. Het hulle gaan vertel van die vergifnis, van die nuwe lewe en van wat Jesus ook vir jou wil doen. En het hulle hierdie mense gehelp, saam met hulle gebid, het hulle tot bekering gekom. So daarom het ons gesien, wat sê hulle hier in vers 47, Handelinge 2? Hier staan, daar is elke dag nuwe mense by die gemeente gevoeg, die wat tot bekering gekom het. So hierdie gemeente het omgegee vir die mense wat nie gered is nie. Hulle was nie, ons die heiliges, ons wil niks met die sondaars te doen hê nie. Nee, en die liefde van Christus dring my om na sondaars uit te reik. Nie te veroordeel nie, maar te vertel van die vergifnis wat daar by Jesus is. En so is daar elke dag nuwe mense by die kerk van Jesus gevoeg. Die kerk van die Here Jesus is nie een wat gestagneer het, maar wat groei.
wat meer en meer mense bereik, wat so suurdeeg is, wat die hele deeg naderhand infiltreer en deursuur. Ja, so sout, wat besig is om te beweeg, om alle bederf teë te werk, soos lig wat in die duisternis skyn en die duisternis wegdrywe. Dit is die lidmate van Jesus se kerk. Is jy so 'n lidmaat? Het jy al vir iemand gaan vertel dat jy Christen is? Het jy gaan vertel dat die Here jou sonde vergewe het en dat hy leef en dat hy jou lewe kom nuut maak het en dat jou lewe verander het, dat jy oorwinning gekry het oor sonde? Daar staan Handelinge 1 vers 8, kom ek lees dit vir jou. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. In Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Dit is wat Christendom beteken. Dis wat dit beteken om aan Jesus se gemeente te behoort. Jy gaan nie net daar agteroor sit en jou hande vou en niks doen nie. Nee, jy is nou in God se weermag. Jy's nou in sy diens. Nou gaan jy vir mense vertel. Nou gaan jy 'n getuie wees vir Jesus. Jy gaan 'n disipel wees wat vir Jesus volg, wat ook ander disipels wil maak. En daarom is dit die rede waar die Heilige Gees gekom het. Hulle daar in die bovertrek gesit, hulle het nie moed gehad, hulle het nie krag gehad om te getuig nie. Toe die Heilige Gees kom, toe het hulle krag gehad, toe het hulle vrymoedigheid gehad, toe het hulle in die wêreld uitbeweeg en toe het hulle 'n verskil begin maak in mense se lewens. Toe breek die vervolging uit, want jy kan nou dink hoe die owerhede daar van die fariseërs en die skrifgeleerdes se kerk, hulle het net besef en gesê, ons het nou die leier doodgemaak en gedink hiermee het die hele beweging nou tot 'n einde gekom. Maar nou groei dit. Sy volgelinge word meer, hulle reik al verder uit. Die Christendom is besig om te groei. Toe die vervolging uitgebreek het gesê, elke Christen, vang hulle, gooi hulle in die tronk. En toe die Christene moes vlug vir hulle lewe. Hulle het hulle huise en hulle werk en hulle vriende en alles gelos. En hulle het gevlug. En toe gaan wegkruip. Nee, hulle het gevlug en aanhou getuig. Luister 'n bietjie wat sê Handelinge 8 vers 4. Die gelowiges wat uit mekaar gejaag is met die vervolging, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. Goeie nuus. Evangelie beteken goeie nuus. Jesus kan sonde vergewe. Hy wil jou lewe nuut maak. Hy wil in jou hart kom woon. Hy wil die ou dinge wegvat. En daarom is die vraag, is jy regtig 'n lid van Jesus se gemeente? Is jy 'n lidmaat van sy kerk? Het jy 'n getuienis van bekering, van sondevergifnis, van die Heilige Gees wat jou lewe nou oorgeneem en beheer? En is jy besig om vrug te dra? Is jy besig om 'n fontein te wees wat oorloop? Dien jy ander? Help jy ander? Praat jy oor Jesus? Is jy betrokke om vir ander mense met jou gawes te seën? Gee jy wat jy het en help jy vir mense? Ervaar hulle die liefde van Jesus in jou lewe? Of lewe jy net vir jouself en selfgesentreerd en niemand weet ek is 'n Christen nie? Ja, by my begrafnis moet ons maar die pastoor of die dominee vra. Hy moet maar sê, die persoon was 'n Christen en hy is die hemel toe. Maar almal in die familie het hom geken. Hy het nie sy Bybel gelees of kerk toe gegaan nie. Hy was nêrens betrokke in enige samekoms van gelowiges nie. Geliefdes, die Here wil vir jou bewus maak van wat dit beteken om aan sy gemeente hier op aarde te behoort. Jy moet skoon klere hê. Jy moet vlekkeloos, sy kleed moet daar nie vlekke in krekels en enige vuil, smerige goed wees nie. Nee, jy moet 'n skoon wit kleed dra, dat mense sal sien dat jy anders is. Nie omdat jy voorgee, maar omdat Jesus jou nuut gemaak het. En weet jy, die Heilige Gees gaan vir jou help om sonde te oorwin. Hy gaan vir jou help om 'n goeie lidmaat te wees van Jesus se kerk. Hy gaan vir jou help om ander mense ook by mekaar te kry en saam 'n groep te vorm, om saam
Christene van Jesus se kerk te wees en geestelik te groei. Sal ons nie vir hom vra, vir hom sê, Here, ek keer my opnuut na U toe. Ek wil onder U beheer wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U ook op hierdie manier vir ons wys uit U woord wat U plan was met U kerk hier op aarde. Vergewe ons dat ons, Here, soms sulke skewe prentjies en karikature van U kerk maak hier op aarde. Gee dat ons weer lidmate sal wees wat vir U lief is en die sonde haat en U getuie is. En Here, ek wil net vir U opnuut sê, ek wil my bekeer van alles wat verkeerd is. Ek wil my rug draai op 'n krom en 'n verdraaide geslag wat ontaard het, wat vir sonde kies. Here, ek draai my rug op hierdie sonde. Ek bekeer my en ek gee myself nou aan U oor, Heilige Gees. Kom maak my nuut en kom vul my met U volheid en neem my lewe in U beheer. En Here, gee dat ek dit wat U vir my bedoel het sal begin doen. Dat ek sal lewe soos U kind, soos U lidmaat van U gemeente. Gebruik my in U diens. Ek dank U vir hierdie boodskap wat uit U hart kom vir my. Amen.